Ons het die afgelope 3 weke gereis rondom hierdie tema, ek en my huis. Ons het die eerste week gekyk na ons gesinne, jou onmiddellike gesin, jou huis, as jy dalk 'n huis deel met mense, van julle woon dalk in 'n kommune of saam met vriende. En verlede week het ons gekyk na ons huwelike en vanoggend na ons weier-familie. En jou weier-familie, jou en my weier-familie sluit ook ons geloofsgemeenskap in, jou gemeente in. In die Nuwe Testament kom Paulus en as hy praat oor kerk, dan gebruik hy familietaal. Hy praat van ons broers en ons susters. Ons is die huisgesin van God. Ons skriflesing kom vanoggend uit die eerste boek in die Bybel, die boek Genesis, en jy is baie welkom so lank soontoe te blaai. Ons gaan lees uit Genesis 31. As ek dink aan familie, dan dink ek aan daai kostelike storie van 'n jong dogtertjie wat na haar mamma toe kom en sy vra vir haar mamma daai gevreesde vraag. Ouers, ons ken daai vraag waar sy kom en sy sê, mamma, waar kom ek vandaan? En haar mamma sê vir haar, sy probeer verduidelik, sy sê, God het jou geskape, sy praat van Adam en Eva en hulle het kinders gehad en ek is jy gebore, maar God het jou gemaak, hy het jou gevorm. En sy hardloop na haar pappa toe, en sy vra vir haar pappa, nou haar pappa glo 'n bietjie anders as haar ma, en sy vra van pappa, waar kom ek vandaan? Want sy moet nou 'n antwoord kry. En haar pappa sê, ons kom van ape, en hy probeer vir haar bietjie te verduidelik van evolusie. En sy hardloop terug na haar mamma toe, en sy sê, mamma, nou is ek de mekaar. Jy sê ons kom van God, pappa sê ons kom van ape. En dis toe die mamma vir haar sê, moenie de mekaar wees nie, pappa het net gepraat van sy kant van die familie. Familie. Familie is nie 'n neutrale onderwerp nie, 'n emosioneel neutrale onderwerp. Die woord familie is nie eens emosioneel neutraal nie. As ek die woord familie vir jou noem, het daar sekere emosies by jou wakker geword. Die woord pa, ma, broer, suster, tannie, neef, gemeentelede. Watter emosies word wakker? Dis nie 'n neutrale onderwerp waar ons praat as ons praat oor familie nie. En ja, dis waar. Ons kan nie ons familie kies nie. Maar ons kan wel kies om Jesus te leef in ons familie, ons gesin en ook ons weier-familie. Nou in die gedeelte waarna ons gaan kyk in Genesis 31, dan kry ons amper so 'n episode uit 'n familie. En ek moet jou waarsku, hierdie is 'n disfunksionele familie. Ons leer ken 'n man met die naam van Jakob. Hy het 2 vroue op hierdie stadium, Rachel en Lea. Ons leer ken sy skoonpa en sy skoonfamilie, sy swaars. En ons kom agter, daar sekere dinge wat Jakob beleef in sy weier-familie, en ons gaan vanoggend vra, maar Here, wat wil U vir my wys, vir my familie, uit hierdie familie? Kom ons lees saam Genesis 30, of 31, en ek gaan sommer begin met die laaste vers van vers 30, net om op te tel. Die storie op te tel. Jy is welkom as jy nie jou Bybel het vanoggend nie om te volg op die skerm, ons lees uit die 83 vertaling. Hy praat van Jakob en sê, die man, dis Jakob, het al hoe ryker geword. Hy het baie kleinvee, slavinne, slawe, kamele en donkies gehad. Jakob het die seuns van Laban hoor sê. Nou Laban is sy skoonpa en die seuns van Laban is nou sy swaars. Hoor wat sê hulle nou? Jakob het alles gevat wat aan pa behoort. Hierdie skoonfamilie kla nou hier oor Jakob. Hy het hierdie hele rykdom verkry uit wat aan pa behoort het. Jakob het ook aan Laban gemerk dat hy nie meer soos voorheen oor hom gevoel het nie.
Kan ek dit gou daar stop? Het jy al so ervaring in jou familie gehad? Waar dit vir jou voel, hier's iets tussen ons. Ek kan nie my vinger daarop sit nie, maar weet ons glimlag wanneer ons saam kuier, Kersfees en Paasnaweek en met verjaarsdae. Maar daar's die olifant in die kamer waar niemand praat nie. Dis wat hy ook hier beleef in sy familie. Hy sê, toe sê die Here vir Jakob, gaan terug na jou vaderland, na jou familie toe. Ek sal by jou wees. Toe laat Jakob vir Rachel en Lea veld toe roep, na sy kleinvee toe. En toe sê vir hulle, ek merk aan julle pa, dat hy nie meer soos voorheen oor my voel nie. Maar die God van my vader was by my. Julle weet dat ek baie hard gewerk het vir julle pa. Tog het hy my bedrieg en my loon kort verander. Maar God het hom nie toegelaat om my te benadeel nie. Wanneer julle pa sê die gestreepte kleinvee is sy loon, kry die hele trop gestreepte lammers. En wanneer hy sê die gevlekte is jou loon, kry die hele trop gevlekte lammers. So het God die besittings van jou pa gevat en hy het dit vir my gegee. Hierdie is 'n kort gedeelte uit hulle storie uit en ek wil jou regtig nooi om dalk ergens te gaan moeite maak om die hele storie te lees. Ons het nie vanoggend tyd om na die hele storie te kyk nie. Maar ek wil tog 'n paar opmerkings maak oor familie uit hierdie kort gedeelte uit. En die eerste opmerking wat ek wil maak is dit, dat elke familie beleef uitdagings. Elke familie. En jy wat vanoggend hier sit en net nou gedink het aan jou familie en gedink het, nou voel ek ongemaklik, moes ek nou vanoggend kerk toe kom wanneer hulle praat oor familie? Jou familie het dalk ook uitdagings, soos die persone voor, agter, links en regs van jou. Ek glimlag elke keer wanneer ek 'n paartjie trou, en baie keer gebeur het dat paartjies nou besef, ek gaan nou hulle familie ontmoet. En dan maak hulle by voorbaat verskoon net my familie. Maar wat hulle nie weet nie, is ek dink in my agterkop, jy moet my familie sien. Elke familie het uitdagings. As ons die Bybel oopmaak, en ons het dit vir mekaar gesê, daar meeste van die families, ek wil nou 'n stelling gemaak het, maar ek wil versigtig wees met daai stelling, maar meeste families in die Bybel is disfunksionele families. As jy dink aan die eerste gesin, die eerste familie. Die eerste familie bring sonde in die wêreld in. Nou kan jy dink, as jy vir hulle moes vra, so wat was julle bydrae tot hierdie mensdom? Nee, ons het sonde in die wêreld ingebring. Die eerste familie. As jy dink, dis die begin van Genesis, teen die einde van Genesis, lees ons van Josef en sy broers wat hom verkoop. En ek weet, die laaste paar weke het van julle dit oorweeg om julle familie op Secunda bidding battles te sit. Hulle verkoop, hulle broer. En wat doen hulle dan? Hulle vat sy kleed, daai mooi kleed wat sy pa vir hom gemaak het, en hulle doop dit in dierbloed. Hulle gee dit terug vir hulle pa. Die pa maak die afleiding, Josef is dood. Sy hart is verskeur. Kan jy dink dat 'n mens dit doen aan jou pa? En vir jare leef hulle met hierdie familiegeheim. Het julle familiegeheime? Vir jare leef hulle met hierdie familiegeheim, hierdie familieleen. Kan ek die Engelse woord gebruik? Dis messed up. Elke familie het uitdagings. Nou, daar's iets wat ons al 'n paar keer vir mekaar gesê het, en as jy vanoggend nuut is, gaan jy dit nou ook vir die eerste keer hoor, maar kan ek jou nooi, dink gou aan jou familie. Elke familie het ten minste een weird persoon in hulle familie. Moenie nou kyk na daai persoon nie, dink net aan daai persoon. Kan julle ten minste dink aan een persoon, kan jy jou hand sien, as jy nou kan dink aan daai een persoon in jou familie, onthou, elke familie het een, so, okay. Kyk gou rondom jou, as iemand nou nie hulle hand opsteek nie, onthou, elke familie het een so persoon, dalk is jy daai persoon, as jy nou wonder, wie is die een in my familie? maar kom ons dink aan Jakob. Jakob
kom uit 'n disfunksionele familie en hy trou in 'n disfunksionele familie in. Kom ons dink aan hooftrekke aan sy lewe. Wie was sy oupa? Oupa Abraham. Abraham en sy familie trek Egipte toe. Sy vrou, Sarah, is baie mooi. Hy's bang, hulle gaan hom doodmaak, sy vrou neem, en hier jok hy oor sy vrou. Hy sê, dis nie sy vrou nie, dis sy suster. En hulle neem haar weg. Nie een keer nie, 2 keer in Abraham se lewe, vertel hy hierdie leuen oor sy vrou. Dis Jakob se oupa. Abraham, die vader van ons geloof. Jakob se pa, Isak. Isak leer nie by sy pa, Abraham, om nie daai fout te maak nie. Isak maak presies dieselfde fout as sy pa. Hy jok ook oor sy vrou. 'n Kantaantekening. Daar's baie keer familiepatrone wat ons gevange hou. En hier is 'n familiepatroon wat ons raak sien in Abraham, Isak, en uiteindelik ook Jakob se lewe. Isak jok oor sy vrou, maar dis nie waar dit stop nie. Jakob word gebore. Jakob is een van 'n tweeling. Sy broer wat eerste gebore word, die babietjie word gebore, hy het baie hare, dis nogal skerry, 'n harige babietjie, en hulle noem hom Esau. Want Esau beteken die harige een. Hulle was baie kreatief met hulle name, die harige een. Jakob word saam met hom gebore net na Esau en hy hou vas aan sy boetie Esau se hakskeen. En daarom word hy genoem Jakob, wat beteken hakskeen of hakskeen vashouer of later ook bedrieër. En dis 'n metafoor uiteindelik ook vir Jakob se lewe. Hy soek die heeltyd die posisie van sy broer. Julle ken sy storie, hoe hy sy ma se gunsteling is, Esau sy pa se gunsteling, 'n disfunksionele familie. En hoe Jakob sy broer Esau bedrieg en sy eersgebore reg steel en moet vlug vir sy lewe. Dis 'n disfunksionele familie. Nou vlug hy uit hierdie familie uit en hier is hy in Haran en hy hoop, hy gaan nou 'n nuwe begin hê. Nuwe begin weg van hierdie weird familie. Hy ontmoet by die put die vrou van sy drome, Rachel. Daar's 'n vonk tussen hulle, dadelik. Dit is amper asof dit liefde met eerste oogopslag. Ek dink sy het daai water geskep op 'n baie spesiale manier. En hy's verlief op haar. Die pa sê, hy moet vir Laban, haar pa, en julle ken ook die storie, hy moet werk vir haar, vir 7 jaar lank, moet hy werk vir haar. En daar's so 'n mooi geskrifgedeelte waar hy sê, hierdie 7 jaar het vir hom gevoel soos 1 dag. Dit was nie vir hom moeite gewees nie. En Jakob, die bedrieër, hy besef nie sy skoonpa is nog 'n groter bedrieër as hy nie. En hy ruil die bruide. En hy kry nie vir Rachel nie, maar hy kry vir Lea. Kan jy dink hoe dit moes wees? En hy moet nog 7 jaar werk om uiteindelik vir Rachel te kry. Maar dis hier in hierdie familie waar hy beleef, en ons het gelees, hoe sy verhouding met sy skoonpa net vererger. Hoe hy nie oor die weg kom met sy swaars nie, daar voel daar's bedriegery, daar's leuns, hy moet saam in besigheid wees met sy pa, maar sy pa hanteer hom oneerlik, en uiteindelik kom hy op 'n punt waar hy besef, iets moet hieraan gedoen word. Maar hier is die eerste punt, en ek hoop jy kan vanoggend asem skep, dat elke familie het uitdagings. Maar ek wil jou nooi vanoggend om te dink aan jou familie. Waar lê julle uitdaging op hierdie stadium? Wie is dalk die uitdaging? Maar dit bring my by die goeie nuus, en dis die tweede gedagte, dat God werk te midde van ons uitdagings. Te midde en ten spyte van elke liewe uitdaging waarmee jy en ek tans sit met ons families, met ons gesinne. Werk God. Ons disfunksionaliteit
keer nie God om te werk nie. Dit maak nie sy stem stil nie. God praat steeds. God seën steeds. En hy's ook besig om te werk in jou en my familie met al ons uitdagings. En ons sien dit daar in Jakob se lewe. In Jakob se lewe sien ons en die Here, ja Jakob, Genesis 31 vers 3, waar hy sê, en die Here het aan Jakob gesê, God praat. Ten spyte van hierdie fluisterstemme by die tente, ten spyte van hierdie agteraf gesprekke, van die gekonkel in hierdie familie, is die Here besig om te praat met Jakob. Hy werk in Jakob se lewe. Maar hy werk nie net in Jakob se lewe nie, daar in vers 24, as jy nou 'n bietjie verder lees as vanoggend se skrifgedeelte, selfs in Laban se lewe, sy skoonpa se lewe, sê maar God het na Laban, die Arameer, in die nag gekom, en in 'n droom het God vir hom gesê. Weet, die perfekte God, en ek hoop jy hoor dit vanoggend, dat die perfekte God kom, en hy kom werk selfs in en deur nie perfekte families. En ek hoop dit gee vanoggend vir jou hierdie hoop, dat selfs die uitdaging waarmee jy sit, ek kom agter, ons sit met unieke uitdagings, 'n verskeidenheid van uitdagings, dat God is besig om te werk, selfs in daai uitdaging waarmee jy sit, in jou familie. Dit bring my by 'n derde gedagte vanoggend. Dat ek kom agter dat Jakob het met 'n nuwe lens begin kyk na sy familie. En dis die uitnodiging ook vir ons vanoggend. Dat ons 'n nuwe lens sal aansit, en ek het sommer so sonbril hier gebring, die nuwe lens, net om vir jou te wys, dalk 'n ander lens op te sit en te kyk na jou familie. Daar's 'n nuwe manier waarop hy kyk na sy familie, na die wêreld rondom hom, en selfs hoe hy familie-uitdagings prosesseer. En hierdie nuwe manier van kyk, wil ek vir jou noem, en dit kom in baie van die skrifgedeeltes voor, waar hy praat van maar God, en ek wil dit noem die maar God lens, wat jy en ek moet aansit. Wat bedoel ek daarby? Dat hy kom na uitdagings toe, die uitdagings wat hy beleef. En in plaas daarvan om vas te kyk met 'n ou lens, kyk hy met 'n maar God lens. As jy dink aan Jakob se lewe, die verandering wat plaasvind in sy lewe, van die een wat die bedrieger was, die een wat daar in die veld by Bethel gesê het, God was op hierdie plek en ek het hom nie eers gesien nie, word die een wat, wanneer hy hierdie lens aansit, die een wat verander, en die een wat God raak sien, selfs in die uitdagings van sy familie. Ten minste 2 keer, in hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, lees ons hierdie woorde, maar God. As jy die hele hoofstuk 31 gaan lees, gaan jy agterkom, daar's baie meer kere, en ek wil jou nooi, as jy daai hoofstuk gaan lees, omkring elke keer as jy die maar God lees. Dit gebeur nie net in sy lewe nie, maar ook in Laban se lewe. Maar kom ek noem vir jou die 2 direkte voorbeelde wat ons nou gelees het. Want hierdie maar God lens bring ons by baie praktiese aksies vir ons families. Die eerste praktiese aksie wat ek sien by Jakob is dit, dat hy besluit om op te hou stil bly oor die olifant in die kamer. Ek dink dat baie van ons familiekrisisse, uitdagings, gaan opgelos word wanneer ons die maar God lens opsit en sê, ek gaan die eerste tree neem. Ek gaan die olifant in die kamer aanspreek. Wat doen hy? Hy roep sy 2 vroue bymekaar, en dan lees ons die volgende, dit was in vers 5. Hy het daar vir hulle gesê, hy roep vir Rachel en Lea bymekaar, hy sê, ek kom agter dat julle pa nie meer soos voorheen vir my behandel nie. Maar hier is die woord, maar die God van my pa was by my. Met ander woorde, hy sê, ek kom agter, hier's iets tussen ons. Het julle dit al opgetel? Dalk het jy dit opgetel met 'n skoonpa. Nou interessant, ek gaan vanoggend net nou oor nog 'n skoonpa. Ek het gewonder, hoekom praat ek vanoggend baie oor skoonpaas?
Maar hy kom agter my skoonpa. Hier's iets nie lekker tussen ons nie. My skoonpa is krities. Hy vind fout. Ons het 'n warm verhouding gehad, maar dis ongemaklik in sy geselskap. Die geselskap vloei nie. En dalk het jy al vir jou vrou of vir jou man gesê, asseblief moet my net nie alleen los saam met skoonpa nie. Ek vind dit baie ongemaklik. En Jakob kon vaskyk met sy gewone lense en sê, dis nou maar die lewe. Ons is ons lief om te sê, it is what it is. Dis wat dit is. Hy gaan nie verander, ek gaan nie verander nie. Kom ons leef maar met hierdie ding. Maar hy sê, kom ek sit 'n ander lens op. Die maar God lens. En hy spreek die olifant in die kamer aan. Hy sê, ons gaan nie hierdie net onder die mat invee nie. Ons gaan hierdie ding hanteer. En in plaas daarvan, en hier is die ding wat die maar God lens doen. Hy bring vir hom op 'n plek waar hy sê, hoor, ek voel, ek word eenkant gestoot, maar ek besef ook, God is met my. Hy is die een wat my ook lei in hierdie situasie. Maar daar's 'n tweede ding wat gebeur ook, wanneer hy die maar God lens opsit, en ons lees daarvan in Genesis 31 vers 7. Hy sê vir hulle, maar julle vader, dis sy skoonpa, het my bedrieg. Hy het my loon 10 maal verander. En hier is die maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. Sit jouself in sy skoene vir 'n oomblik. Tot 10 keer, in 20 jaar, word sy salaris verander, en dis nie 'n positiewe verandering nie. Dis nie 'n verhoging wat hy kry of 'n bonus nie, inteendeel dit word verminder. Kan jy dink, as jy in 20 jaar se tyd werk vir 'n maatskappy, en 10 keer gebeur dit, dat jou salaris verminder word, sonder enige waarskuwing, sonder enige rede. Hy gaan na sy skoonpa toe en vra, wat is die rede, maar die skouers word opgetrek en sê, daar's nie 'n rede nie. En dis wat hy beleef. En dan sê hy, maar ek sit ander lense op as ek kyk na wat met my gebeur het, die maar God lens, en ek kom agter, my skoonpa het my bedrieg. Hy het vir my minder betaal, minder gegee, al hoe minder elke keer, en sê, maar God het voorsien. Die maar God lense bring op 'n plek waar hy die werk van die Here raak sien, selfs in die moeilikste van familie uitdagings. En daar's nog voorbeelde. Maar dis nie net Dawid wat dit beleef, of Jakob wat dit beleef, in sy familie nie. As jy dink aan die Bybel, weet ek van ten minste nog 2 voorbeelde, van mense wat dit beleef het, die maar God lense in hulle familie. Ek dink later in 'n Josef. Die Josef, wat op bidding battles geplaas was, hy's verkoop. 'n Josef wat later, jy weet ook, daai leierskapsposisie beklee, en moet sorg vir sy broers en sy broers wat hom verkoop het, sy pa wie se hart verskeur was. En dan kom Josef op 'n plek en hy sê, maar julle het probeer om my kwaad aan te doen. Hy het 'n ander lens op. Maar God. En dit help hom ook om sy familie te vergewe. 'n Volgende voorbeeld is Dawid. En hier is die tweede voorbeeld van 'n skoonpa. Dawid wat moet vlug vir sy lewe. Sy skoonpa Saul wil hom doodmaak. En dan sê hy in 'n skrifgedeelte, hy praat oor Saul en sê Saul het hom gedurig gesoek, 1 Samuel 23 vers 14, en dan die lense wat hy opsit, hy sê, maar God het nie toegelaat dat Saul hom vang nie. En ek wonder vanoggend, en terwyl ek dit ook gebid het oor my eie familie, wat sal gebeur as ek die maar God lense opsit vir my familie? Wat sal gebeur as jy hierdie lense opsit vir jou familie? En dalk die krisis en die uitdaging waarmee jy tans sit in jou gesin, in jou familie. Ek kom agter vir Dawid, weet jy wat vir hom gebeur het? Hy het vasgehou aan die roeping wat die Here het oor sy lewe. Want familiekrisisse en uitdagings kan soms vir ons maak dat ons wil opgee, selfs op die roeping wat God oor ons lewe het. Hy het nie toegelaat dat familiekrisisse dit doen nie.
En dalk moet die maar God lens dit vir jou doen vanoggend. Dat jy sê, ek gaan nie opgee op die roeping wat die Here oor my lewe het nie. Ek gaan nie toelaat dat die identiteit wat iemand anders op my plaas, vir my iemand maak wat die Here my nie voor geroep het nie. Vir ander van ons gaan die maar God lens beteken, dat ons moet vergewe. Ek weet, ek het al soveel gesprekke met mense gehad oor vergifnis, ek weet, dis nie maklik nie. Vergifnis is so moeilik. Ek weet dis moontlik en ek weet dis die pad wat Jesus wil hê ons moet stap. Ek kan nie my familie kies nie, maar ek kan kies om Jesus te leef in my familie. Die maar God lens beteken dalk vir jou vergewe. Dit beteken dalk vir jou, ek moet vrede maak. En so terloops, dis presies wat vir Jakob gebeur. Jakob besef, ek en my skoonpa moet vrede maak. Ons paai gaan skei en ek gaan trek, dis wat God die roeping wat God oor my lewe het. Maar ek gaan met vrede. En daarom as jy ook verder in die hoofstuk lees, kom jy agter dat hierdie twee mans kom by mekaar en hulle besluit, toe hulle die maar God lense opsit, toe besluit hulle, ons gaan nou nie redeneer oor wie was reg en wie was verkeerd en teruggaan in die verlede 20 jaar terug in ou koeie uit die sloot uithaal nie. Ons gaan nie dit doen nie. Maar ons gaan hier vrede maak. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan, en dis in Romeine 12 vers 18, as my geheue korrek is, Romeine 12 vers 18 gaan lees dit gerus, wat vir ons sê, sover moontlik, sover van jou, as dit moontlik is, sover dit van jou afhang, lewe in vrede met alle mense. Met ander woorde, ek en jy word geroep om al die hindernisse, wat nie vrede bring nie, al die dinge wat vrede wil weghou, daai hindernisse, om dit te verwyder uit familieverhoudings. En sover jy kan, die vredesbrug te bou. Ons het nie altyd beheer oor wat die ander persoon se reaksie gaan wees nie. Maar die maar God lense beteken dalk, ek bou die vredesbrug. Ek haal al die hindernisse vir vrede uit. Wat beteken die vredesbrug vir jou? Die lense vir jou? Kom ek sluit af. Daar's 'n storie in hierdie week wat ek raak gelees het. En hierdie storie gaan oor 'n familie. Dit gaan oor twee klein kinders wat by hulle ouma en oupa gaan kuier het op die plaas. Die seun se naam is Johnny en sy sussie se naam is Sally. En Johnny het vir die eerste keer by sy oupa 'n ketty gekry. Kan jy onthou die eerste keer toe jy ketty geskiet het? Jy wil alles skiet. En dis presies wat Johnny ook gedoen het. Hy het die ketty gevat en hy het klippe begin optel en hy het geoefen. Hy het elke ding wat hy raak sien, het hy probeer raak skiet. In die oggend, toe sien hy sy ouma se enigste en haar gunsteling eend op hierdie plaaswerf staan. En hy besluit, hy gaan mik na hierdie eend en kan nie glo, hy skiet hierdie eend raak. En die eend sterf net daar. Johnny weet nie wat om te doen nie. Hy vat die eend en hy gaan steek die eend weg agter 'n hoop hout wat staan op die plaas net naby die huis. Maar toe hy opkyk, toe sien hy sy suster Sally staan en sy het gesien wat gebeur het. Die aand eet hulle en nou moet hulle skottelgoed was. En ouma roep vir Sally en sê, Sally, kom help my met die skottelgoed. En Sally kyk na Johnny en sê, ouma, Johnny wil graag skottelgoed was. En sy stap oor na hom toe en sê vir hom, sy fluister in sy oor, onthou die eend. En Johnny gaan was die skottelgoed. Die volgende oggend, oupa vroeg wakker en hy sê, terwyl ouma en Sally gaan kos maak, gaan hy en Johnny vis vang. En Sally sê, nee oupa, Johnny het gesê, hy wil vir ouma help kos maak. Ek wil graag gaan saam vis vang. En sy stap na Johnny en sy sê vir hom, onthou van die eend. En Johnny staan en hy moet heeldag vir ouma help kos maak. En so gaan dit aan vir 'n paar dae. Dis die aaklikste skoolvakansie van sy lewe. Want Johnny moet nie net sy take doen nie, hy moet ook Sally se take doen. En een middag toe besluit hy gaan genoeg moed by mekaar skraap en vir sy ouma sê en vertel wat gebeur het.
En sy ouma antwoord hom, en ek wil graag dit lees uit die boek, geskryf deur Richard Hoefler, is 'n boek met die naam van Will Daylight Come, sy ouma se reaksie. Hy vertel nou vir sy ouma van die eend, en sy sê, I know Johnny. She gave him a big hug, and then she added, I was standing at the window, and I saw the whole thing. But because I love you, I forgave you. I just wondered how long you would let Sally make a slave of you. Hoe lank gaan jy toelaat dat jou sussie nog 'n slaaf van jou maak? Ek het so 'n idee dat van ons is slawe van die dysfunksionaliteit van ons gesinne, van ons families. Dit hou ons vas. Maak van jou gevangene. Ek het ook so 'n idee dat van ons is tans gevangenes van familiepatrone. Maar vanoggend is die uitnodiging van Jesus om vry te kom. Om vry te kom van daai familiepatroon. Dis in hom wat ons 'n nuwe familie en vrymaking beleef. Jy hoef nie 'n slaaf te bly van daai disfunksionaliteit nie. Mag ons vandag vryheid beleef en mag ons vandag dan met nuwe lense ook na ons families kyk. Kom ons sluit ons oor, dan bid ek vir ons. Here, dankie vir gesinne en vir families. Ons besef vandag dat van die grootste vreugdes en blydskap wat ons beleef, het ons 10-10-1 in families beleef. Maar die teendeel is ook waar. Die grootste hartseer en teleurstelling wat ons baie keer in die lewe beleef, het ook te doen met ons families. En daarom bid ek, Here, vir vryheid vir elkeen van ons. Mag ons nie gevangenes bly van enige uitdaging waarmee ons tans sit in ons families nie. Mag ons vandag die maar God lense aansit. Mag ons u stem hoor, u roeping hoor. Mag ons die oplossing sien vir selfs die mees komplekse familiekrisisse. Dankie, Here, dat u vandag vryheid bring. Dankie dat u heling bring. Dankie dat ons kan leer van gesonde families, deur in u rigting te kyk. God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom stort in ons families, in ons hart en ons lewens, u Gees uit. Kom vul ons, Here, weer opnuut, dat ons mag leef met u liefde, met u genade, met u vergifnis, met u wysheid, met u oorvloed en u genesing. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.